Het jy vanmôre die Here nodig? Jy's op die regte plek. Dis jy's hier waar ons God se teenwoordigheid kan beleef. Bewus raak dat die Here is met ons. Amen. Prys die Here. Wat 'n voorreg. Jy weet, wanneer ons so aanbid, is ons eintlik besig om te bid ook. Amen. Wanneer ons so aanbid, is ons eintlik besig om te bid. Bid beteken ons is in kommunikasie met God. En dis wat ons eintlik doen. Ons is in kommunikasie met die Here. So, wat 'n voorreg om met die Here te praat. Amen. Wat 'n voorreg om met die Here te praat. Wat 'n voorreg om vanmôre te weet, ek hoef nie net alleen met die Here te praat nie, maar hy wil met my ook praat. Kom, sê bietjie vir jouself, die Here wil met my praat. Die Here wil met my praat. En weet jy wat ek hierdie week weer besef het, is die Here praat deur sy Gees in ons hart, daai klein sagte stemmetjie. Maar hy praat ook met ons deur sy woord. Amen. Hy praat met ons deur sy woord. En baie keer gee hy vir jou net dit wat jy nodig het op die regte oomblik. Amen. So ons is bevoorreg om kinders van die Here te wees en om die stem van die Here te hoor. Die geleentheid te hê om met die Here te praat in gebed. En nou ek wil graag vanmôre met jou praat oor wees waaksaam. Wees waaksaam. En ek weet as ons praat oor om met die Here te praat, gebed, en ons praat van wees waaksaam, dan preek 'n mens nie baie hieroor nie. Geen wonder nie, want dit is nie 'n maklike deel nie. Om waaksaam te wees is nie eenvoudig nie. Om waaksaam te wees terwyl ons bid is nie maklik nie. Die keer in die Bybel wat van hierdie tipe gebed, hierdie soort gebed gepraat word, is dit duidelik dat enige persoon wat met die Here praat, dit moeilik vind om waaksaam te wees. Nou, ek wil in eenvoudige terme wil ek vanmôre met jou hieroor praat. Want ek dink die goue draad wat ons graag hierdie jaar deur alles wil trek is gebed. En jy weet, as ek dink aan Jesus terwyl hy hier op aarde was in sy aardse bediening, dan weet ek van ten minste 3 gelykenisse waar Jesus met sy disippels gepraat het en hulle geleer het wat waaksaamheid is en wat dit beteken. En 'n mens sien veral wanneer Jesus met sy disippels praat, is daar 3 geleenthede wat hy met sy disippels praat oor om waaksaam te wees vir die wederkoms. Nou ons praat nie deesdae meer hieroor nie, want ons vorige geslag het te veel daarvan gehad. Nou praat ons nie meer van die wederkoms. Hallo? Julle wat bietjie ouer is dit waar? So 'n paar jaar terug het die pastore gepreek dat jy al die hitte van die hel gevoel het. Ons praat nou nie deesdae meer daaroor nie. Maar as ek dink aan Jesus se aardse bediening, dan praat hy met sy disippels om waaksaam te wees vir die wederkoms. Die wederkoms beteken net soos wat Jesus gekom het as Messias, as verlosser, as redder, en in ons plek gesterf het, en in ons plek ons sonde op hom geneem het, en ook op die 3de dag opgestaan het, net so gaan hy weer terugkom. Of jy dit glo of nie, dis die waarheid. Weet jy wat, of jy nou in iets glo, maak nie die verskil nie. Weet jy wat,
of jy nou glo in swaartekrag of nie, dit is in elk geval daar. Of jy nou glo, daar bestaan iets so swaartekrag of nie, as ek hierdie sleutels los, dan val hulle. Of ek glo hulle gaan daar bly staan of nie, dit maak geen verskil aan die wet van swaartekrag nie. En net so, moet ons weet, dat die wederkoms is 'n gegewe. Weet jy wat, ek weet, party van ons het groot geword in 'n huis, waar ons baie gehoor het, dat Jesus gaan kom, maar weet jy wat, God stel nie sy wederkoms uit, of hy vertraag dit nie, om jou te straf nie. Hy stel dit uit, omdat hy wil hê almal moet tot inkeer kom. Amen. Nou, in Lukas 12 sien ons, hy het hulle eerstens aangemoedig om slawe te wees wat waak op hulle Heer se terugkoms. So, wat hy sê is dieselfde verwagting. Kan jy jouself voorstel, party van ons is nou moeilik, maar kan jy jouself voorstel, jy's 'n slaaf wat vir iemand werk en jy hoor hulle gaan binnekort weer terugkom. Wat gaan jy doen? Jy gaan sorg dat alles reg is. Amen. Jy gaan sorg dat alles in die plek is, alles skoon is, alles gereed is vir sy terugkoms. Dis die eerste voorbeeld. Die tweede voorbeeld, hy het hulle aangemoedig om te wees soos 'n huiseienaar wat waak vir 'n dief, al weet hy nie wanneer hy gaan inbreek nie, of wanneer die inbraak gaan plaasvind nie. Hy moet waak in die nag om homself te beskerm teen die dief. Net so moet ons onsself voorberei vir dit wat vir ons wag. Derdens, hy het hulle aangemoedig om te wees soos die 5 verstandige jong meisies, of in die ou vertaling het hy mos gepraat van die 5 maagde. Maar hy 5 jong meisies wat verstandig was, wat ekstra olie vir hulle lampe gekry het, om hulle te help om te waak vir die bruidekoms se koms. En daarmee het hy al reeds vir die disippels iets vasgelê van 'n houding. Hy het vasgelê watter houding hulle moet hê teenoor die wederkoms. Maar daar's meer. Dieselfde geld vir ons gebedslewe. Daar moet 'n waaksaamheid wees. Ek moet waak dat die Here met my kan praat, dat hy my kan voorberei, dat ek gereed maak, dat ek oop is om te hoor, te verstaan, in te neem en uit te voer. Dit gaan oor 'n tipe houding om te waak in gebed. Nou, die eerste voorbeeld wat ek wil noem is Jesus in Getsemane. Ons leer dit by Jesus self. Jesus, kom ons stop gegooi. Jesus het in die tuin van Getsemane. Nou die tuin van Getsemane is hy donderdag aand voor die Vrydag. Daai donderdag aand voor Goeie Vrydag, voor die kruisiging. Daai donderdag aand is hy in die tuin van Getsemane. En toe vra hy vir sy disippels, terwyl hy bloed sweet, om saam met hom te waak en te bid in hierdie uur van droefheid voor die kruis. En 2 keer het hy sy disippels aangemoedig. Hoor wat sê Matteus 26. Hy sê, bly hier en waak saam met my. En dan nog 'n keer in vers 41 waar hy sê, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees. Nou, kom ons sê gou vir mekaar, kom ons stop gou hier. Om te waak beteken, ek moet waak, dat my vlees nie heers nie. Ek moet waak, sodat my gees
ontvanklik is. Hoor u dit? Dis waar daar staan. Jesus se gebed was so ernstig, so intens, so angstig, dat God stuur 'n engel uit die hemel om aan hom te verskyn, om hom te versterk. Weet jy, ek het oor Paasnaweek gesê, maar kan ek dit maar vanmôre weer sê? As 'n mens, jy moet dan baie in nood wees, angstig wees, benoud wees om bloed te sweet. Kan jy jouself voorstel om bloed te sweet? En die Vader stuur 'n engel uit die hemel. En dit het hom in staat gestel om hy gebed uit te bid. Selfs deur sy intense angs, ten spyte van sy geweldige dringendheid, sy desperaatheid, sy benoudheid, om hom daardeur te bring en om te motiveer om ernstiger aan te hou bid en te sweet met bloed. Sien dit met Jesus in Getsemane. Waak en bid. Nou wat beteken hierdie wees waaksaam? Wat beteken dit vir ons? Nou voordat ek aangaan, ek en jy is navolgers van Jesus. As jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, is jy 'n disipel van Jesus. 'n Navolger, iemand wat in die voetspore van Jesus loop. So, ons moet sy voorbeeld navolg. Of dit nou moeilik is of nie, om te waak is 'n wesenlike deel van elke goeie bidder. Te waak. Daarsonder kan 'n mens nie regtig intree. Daarsonder kan jy nie regtig hoor en ontvang en geleer en gelei word nie. Weet jy wat? Partykeer dan maak jy berei jouself voor. Ek gaan nou dit of dat bid en of ek gaan dit of dat doen. Soos vanmôre terwyl ons daar binne is, toe ervaar ek ons moet begin deur al ons goed vir die Here te gee, sodat ons kan fokus op hom. Ek het dit nie voorberei, maar jy moet waak om dit te hoor. Jy moet waaksaam wees. Jy kan nie daarsonder regtig voor die Here gaan staan en in sy belang bid nie. Daarom daag Paulus ons uit in Kolossense, hoor hy sê, volhard in die gebed, wees waaksaam en dankbaar as julle bid. Luister, al is jy in die grootste nood, jy het iets om oor dankbaar te wees. Weet jy wat, al het jy vanmôre, al sit jy hier en jou situasie is groot, jou probleem is groot, jou verlange, jou nood is groot, jy sê dan ten minste dankie omdat jy aan hom behoort. Paulus, wanneer hy hierdie woordjie wees waaksaam gebruik, dan kom Paulus met 'n Griekse woord, as ek reg kan onthou, Gregorio. En dit beteken om wakker te bly. Dit beteken om waaksaam te wees. Dit beteken soos 'n sekuriteitswag wat voor 'n deur staan en kyk dat alles reg gaan. Dalk nie in Suid-Afrika nie, maar dis wat 'n sekuriteitsman veronderstel is om te doen. Om te waak, om wag te hou. Om te waak is om al jou aandag, al jou energie, al jou fokus in te sit. Om te waak beteken, ek fokus net op wat die Here wil. Ek fokus net op sy plan. Ek onderskei dit en ek bid dit. Die doel van hierdie gebed is om te bid in die Gees. Die doel is om God te hoor en daarvoor in te tree. Luister, gebed gaan nie primêr oor my nie.
Gebed gaan nie primêr oor my nie. Gebed, as onthou, ek is sy navolger. Ek is 'n ambassadeur van sy koninkryk. So as ek bid en ek waak, dan beteken ek hoor die Here en hy wek iets in my hart op sodat ek kan doen wat hy wil hê. Ek kan uitvoer wat hy verlang. Dit maak jou geestelik weerbaar. Dis nou nie 'n woord wat ons deesdae meer gebruik nie. Maar dit maak jou in besonder sensitief vir God se wil. Wat wil die Here? Hoekom terwyl ek bid, luister, terwyl ek bid, dan raak ek bewus. Ek raak bewus van daai. En baie keer het dit niks met my huisgesin of my gemeente of selfs my stad te doen. Dit het dalk heeltemal iets anders te doen. Dit help jou om gelowig aan God se koninkryk te word. En hoor we gou, Petrus bevestig dit in 1 Petrus 5. Hy sê, wees nugter. Nugter, dis nie die teenoorgestelde van dronk nie. Nugter beteken ek is gefokus. Wees nugter, wees waaksaam. Julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hoorie, dis soos iemand, ek het dit net genoem. Dis soos wanneer Jesus vir hulle 'n voorbeeld gee en sê, dis soos iemand wat wag vir 'n inbreker. Jy sien dit word bevestig. Hy sê, op soek na wie hy kan verslind, hom moet julle teenstaan. Standvastig in die geloof en die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verdien. Wat beteken dit in gewone Afrikaans? Dit beteken ouens in Engeland sukkel ook met die goed waarmee ons sukkel. En daarom, baie keer, as ek in my gebedstyd is en ek waak, hoor ek hoe die Here sê, bid vir Engeland se gelowiges. Kan ek gou hier stop, myself onderbreek? Ek wil hom net bietjie goeie nuus gee. Ek weet nie of julle gehoor het, in die laaste paar weke, en of jy gesien het, of dalk gelees het, dat Engeland word benadeel deur Islam. Daai land word so deurweek en oorgeneem deur moslems. En hulle is militant. En hulle maak kerke toe en neem kerke oor. En weet jy wat? 'n Paar weke terug besluit 'n pastoor, dis genoeg. Dis genoeg. En hy vat sy klankstel en hy gaan staan op die hoek van die straat. Dis nou Engeland, Europa. Dis nou nie Afrika nie, dis Europa. Waar mense nie eens meer kerk toe gaan nie, wat nog van. Ek was nou nooit regtig deel daarvan nie, maar ek het baie gehoor hoe die ouer mense, my oupa en daai mense, hoe hulle op die hoeke van die strate die evangelie verkondig het. In die 50 en 60er jare. En weet jy wat? Hierdie pastoor besluit, genoeg is genoeg. Hy gaan staan op die hoek van die straat met sy luidsprekers en hy begin Jesus te verkondig. Hy vertel vir mense, dis tyd om weer terug te keer na julle eerste liefde. En die polisie daag op en hulle neem hom in hegtenis. En toe die ander kerke dit hoor, besluit hulle, ons gaan nie net om help nie, ons gaan maak soos hy maak. En ewe skielik
is daar horde gemeentes waar die predikante op die hoeke van die strate staan en Jesus begin verkondig. Weet jy wat? Ek lees, hulle sê hierdie Paasnaweek wat verby is, was die eerste keer, en ek weet nie hoeveel dekades, dat mense weer kerk toe gaan. Ons dink, dis die, luister, Petrus sê, wees nugter, wees waaksaam, want julle teestander loop rond. Maar hy is nie 'n leeu nie, hy brul soos 'n leeu. En hy kyk wie hy kan versoen. Maar weet jy wat? God is steeds koning. God is steeds koning. En hom moet ons teestand standvastig in die geloof. Dit het een pastoor gekos. Ek ontmoet 'n week gelede. Ek het hierdie nie gelees nie. Ek het hierdie gelees of gehoor by 'n pastoor van Engeland wat laasweek in Suid-Afrika was. En weet jy wat? Hy kom oorspronklik van Glasgow, Scotland. En hy vertel met vreugde dat een persoon wat 'n merk maak die deur oop sodat ander kan inkom. Petrus roep jou en my op tot 'n wrede veldtog van die duiwel om dit te staan. Om te bid dat ons as gelowiges standvastig in die geloof moet bly. Want luister, kom ons sê gou vir mekaar, kyk bietjie jou buurman in die oë en sê vir hom of haar, die duiwel val my ook aan. Vyand val ons almal aan. Dis kom Petrus te sê. Paulus sluit ook by hierdie groep aan. As hy in sy gedeelte oor die wapenrusting, dan praat hy met die gelowiges in Efese en hoor wat sê vers 18. By elke geleentheid wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Daarom moet jy waaksaam wees. 'n Mens kan nie regtig die Heilige Gees in gebed volg as jy nie waaksaam is nie. Jy moet waaksaam wees. Deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Ons verantwoordelikheid is nie net vir onsself nie. Luister, ek wil vir jou 'n geheim vertel. As jy besig is met God se koninkryk, is hy besig met jou situasie. Hy sê, my verantwoordelikheid is nie myself nie, maar vir al die heiliges, om vir hulle in te tree, om vir hulle te bid, en te smeek, volhardend te pleit, en vir hulle waaksaam te wees. Partykeer hoor ons, Here, daar's moeilikheid in Engeland, maar dit help nie net om so moggetroffe gebed te bid. Jy moet die Heilige Gees vra, Here, wat wil U hê, moet ek sê? Let op Paulus se gebed. Hy sê, hierdie waaksaamheid is gebind deur in die Gees te bid. Nou, dis 'n ander onderwerp. Maar om in die Gees te bid, jy kan nie in die Gees bid as jy nie gevul is met die Heilige Gees. Dis bietjie meer, so ek sal weer daaroor praat. Jesus het dit genoem aan daai Samaritaanse vrou by die put. Hoor wat sê hy in Johannes 4? Hy sê God is Gees en wie hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Nou, ons sien dit ook en ons hoor dit ook van Judas. Nou, wie was Judas? Ek praat nie van Judas die een wat verloon het nie. Ek praat van Judas, die halfbroer van Jesus. En hy het half geëgo in sy afsluiting van sy brief. Hoor wat sê Judas 20. Hy sê, maar julle moet geliefdes, deur julle self op
te bou in julle allerheiligste geloof en deur in die Heilige Gees te bid. So, as jy nou weer bid, of as jy nou weer lees, om waaksaam te wees, is om waaksaam vir die Heilige Gees te wees. En in die Gees te bid. Hoekom? Want is die Gees wat nie net in ons is nie, maar is die Gees wat in ons werk en God se wil opwek, sodat ek kan doen en sê wat die Heilige Gees sê. Die Heilige Gees mag iets wakker in jou gees. Romeine, hoor wat sê Paulus. So kom die Gees ook ons in ons swakheid te hulp. Hoor julle, wie kom? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom in ons swakhede ons te hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons moet bid nie. Man, kan jy 'n bietjie robuust eerlik wees? Kan jy 'n bietjie regtig eerlik wees? En vir jouself sê, partykeer as ek bid, dan weet ek nie waarvoor ek moet bid nie. Maar die oomblik as ek begin waak, as ek die Heilige Gees toelaat, dan kom die Gees self en hy tree vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. Dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. So, as jy in die oggend stil word, jy weet nie wat om te bid nie, laat die Heilige Gees met jou toe. Laat die Heilige Gees met jou toe. Ek wil nog 'n voorbeeld noem van Daniël. Weet jy wat, as ons 'n bietjie gaan kyk na die gebede van Daniël, veral daar in hoofstuk 10 tot 12 in die Ou Testament. Lees ons in vers 1. Hy sê, in die 3de regeringsjaar van Kores, die koning van Persië, is 'n woord geopenbaar aan Daniël wat Belsassar genoem word. Die woord is betroubaar en gaan oor 'n groot stryd. Hy het die woord verstaan en insig gekry in die openbaring. Hoe kan dit wees as die Heilige Gees wat die droom openbaar? As die Heilige Gees wat dit bekend maak. Hy het 'n woord gekry uit die troonkamer wat betroubaar is. En hierdie woord sê, dit gaan oor 'n stryd. En die woord het hy verstaan en hy het insig gekry oor die openbaring. Nou, as ons hierdie lees, is dit 2 jaar na die vorige gebed van Daniël 9, waar sy gebed rondom God se beloftes in Jeremia gelei het, dat hy die terugkeer van die volk na Jerusalem bevestig. Hoor wat sê hy in vers 2. Hy sê, en in daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Nou Daniël was nie depressief nie. Hy het nie gehuil omdat hy depressief was. Hy het nie gehuil omdat hy net nie lekker gevoel het nie. Nee. Hy sê, aangename kos het ek nie geëet nie, en van vleis en wyn het ek my mond nie gekom nie. Ek het glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke verby was. Jy sien, Daniël beleef in die gees dat hy moet rou en treur oor die toestand. Jy kan nie dit kry as jy nie waak nie. Hy het 'n rouproses wat soveel so is dat hy nie eens kos kan eet. Hy het 'n rouproses wat veroorsaak dat hy treur. Daniël het homself van lekker eet weerhou, selfs van die Paasfeesvieringe het hy nie deelgeneem nie, want hy het nie vleis geëet nie en die hele tyd in gebed gewag om die lot van sy volk by die Here te vind. Om by die Here te hoor, Here, waartoe is my mense op pad?
Die eerste deel van die volk was nou al amper 2 jaar terug in die land. Maar dit het nie goed gegaan met hulle. Hulle is terug in die land. Die altaar van die Here is herbou. Die fondamente van die tempel is gelê. Maar verder het daar niks gebeur. Niks. Daar was 'n ongelooflike teenstand van die omliggende volke, veral die Samaritane. Dis hoekom jy kan verstaan as Jesus met die Samaritaanse vrou, dit kom van hier. Die Samaritane het die Jode vervolg en hulle die lewe moeilik gemaak. Die Jode het die Samaritane gehaat. Dis kom, as die disippels sien Jesus praat met 'n Samaritaan, is hulle onmiddellik kwaad. Weet jy wat? Die situasie het nie vinnig verander nie. Ons leer by Esra en Nehemia, 'n eeu later, dat hulle steeds treur voor die aangesig van die Here en die Here gesoek het. Esra het getreur oor die sonde waarin die volk in Jerusalem geval het. Die volk het in gevaar geloop om hulle geloof te verloor, omdat hulle so self vermeng het. En hoor mooi wat ek vanmôre vir u sê, die oomblik as God se mense so vermeng word met die wêreld, dan verloor die kerk die krag. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Gelukkig kon Esra instemming by die volk kry om iets daaromtrent te doen en hulle weer by die wet van die Here uitgebring. Nehemia het weer getreur oor die mure van Jerusalem wat nog steeds plat gelê het. Nou 'n volk kan nie floreer as 'n nasie as die basiese veiligheidsmaatreëls te pletter is. Nou, ek wil net hê jy moet hierdie hoor. Nehemia waak en bid vir 4 maande lank. Hoor mooi. Nehemia waak en bid vir 4 maande lank. En in daai 4 maande roep hy na die Here. En hy roep dat die Here moet ingryp. Hy die geleentheid wat hy het om te bid, het hy aangegryp. En weet jy wat? Die Here maak vir my weg by die koning. Die Here maak die koning se hart sag. Die Here gee vir hom guns. Die Here bewerkstellig dat alles in lyn moet kom. Dit vat 4 maande lank dat God en mense en omstandighede werk. En toe die Here vir Nehemia sê, dis nou die oomblik. Toe vat dit Nehemia 2 maande om die muur te herbou. Sien, 4 maande se gebedsvoorbereiding veroorsaak dat jy in plaas van jare 2 maande vat. Jy sien, die proses van herstel slaag net as jy waak en bid. Waak en bid. Weet jy wat? Na 3 weke se gebed sien ons in Daniël se lewe. Na 3 weke van gebed, hy het homself weerhou van alles en almal om hom. Hy sonder af, hy vat tyd. En na 3 weke kry hy 'n openbaring. En hoor wat sê die Bybel? Toe sê hy vir my, Daniël, baie geliefde man. Ja, die Here praat dan mooi met sy mense. Hallo, Daniël, baie geliefde man. Kry insig in die woorde wat ek nou met jou gaan praat. En staan op jou plek, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woorde met my praat, het ek bewend opgestaan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, want vanaf die eerste dag wat jy in jou hart daarop gerig het om insig te kry en jou voor jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En
ek het gekom op grond van jou woorde. Jou woorde is wat die verskil maak. Jou woorde, nie God se woord. Hoor mooi, jou woord. Ek het die eerste dag jou woord gehoor. En die Here keer terug, omdat hy jou woord. En weet jy wat? As die Here dan met Daniël praat, gee hom nie net 'n visie vir daai tyd wat hy gaan doen nie. Maar hy gee hom 'n visie oor die eerste koms van Jesus. Maar hy gee hom derdens 'n visie wat in die laaste dae gaan gebeur. Daniël se gebed van 3 weke veroorsaak 3 openbaringe. Hy sê ek het toe gekom om jou insig te laat kry oor wat met jou volk sal gebeur aan die einde van dae. Want die visioen geld weer vir die toekoms. So hierdie visie is nie net vir nou nie. Hierdie visie is ook aan die einde van die tyd. En dis in ons tyd. Wow. Ek wil afsluit. Prakties. Ek wil graag prakties. Weet jy wat? Om te waak is veronderstel dat jy jouself afsny van alles en almal rondom jou en fokus op die Here. Om te waak is om bewus te word van God se hartklop, om bewus te word van God se wil, om bewus te word wat die Here wil hê, daarvoor in te tree. En kan ek vanmôre vir sê, moenie jouself verskraal en oogklappe aansit en net dink, jy kan net bid vir dit of dat. As jy begin waak in jou gebedslewe, sal die Here met jou praat reg oor die wêreld. Reg oor die wêreld. Jy sal die uitdagings en hindernisse van ander volke sal jy in die gebed oorwin. Hoe? Slegs as jy 'n goeie idee het wat die fout is, die probleem is, die hindernis is, kan jy daarop toespits om die uitkoms te stuur deur jou woorde. Jou woorde. Om in die gees in te tree, om waaksaam te wees. 'n Mens kan nie eintlik bid sonder om waaksaam te wees. Want weet jy wat? Om waaksaam te wees beteken ek is nie net op hierdie vlak nie. Ek delf in God se troonkamer en ek kry onverborgenhede wat nie andersins moontlik is nie. Alles doen 'n mens in die gees. Dit wil sê, jy bid dat jou gees in lyn kom met God se gees en sy gees gee die instruksies en jy spreek die woorde. Ek wil vra en ek wil prakties wees. Ek wil hê jy het nou gehoor. Nou, party van julle het nog nie gewaag nie. En ek wil jou uitdaag vandag. Net daar waar jy sit, sluit jou oë en sê, Here, waarvoor wil U hê moet ek bid? Wys my. Kom net daar waar jy sit, sluit jou oë, vergeet van alles en almal jou. En net daar waar jy sit, sê, Here, waarvoor moet ek bid? Here, waarvoor moet ek waak? Wat is die uitdagings? Wat is die hindernisse van ander gelowiges? Net daar waar jy is.
Raak bewus. Miskien is dit net 'n idee. Miskien is dit net 'n woord. Miskien is dit net 'n prentjie. Wil jy maar dit by jou? Ek wil jy moet daai prentjie, daai woord, moet jy nou vat. Die Here sê, Here, ek wil nou bid. Ek dit aanspreek in Jesus Christus naam. Net daar wie sit, sê, Here, ek gee dit nou vir U. Ek lê dit aan die voete neer. Ek bring dit voor U, o Here. En ek vra dat U nou 'n deurbraak sal bid. Bring daai deurbraak, Here, in Jesus Christus naam. Dankie, Here, dat ek nou dit aan die voete kan neerlê. Jesus naam. Ek spreek uitkoms. Ek spreek uitkoms. Ek spreek vanmôre antwoord. Ek spreek vervulling van U plan en U wil en U welbehaag. In Jesus Christus naam. Paulus sê in Efesiërs 6 vers 18. Hy sê by elke geleentheid wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Daarom moet jy waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Ek wil hê jy moet vanmôre vir die Here sê, Here, ek is beskikbaar. Kom maar net daar wees. Sê, Here, ek is beskikbaar. Gebruik my. Here, ek is beskikbaar. Gebruik my. Dankie, Here, dat U my vertrou. Dat ek U saak voor U voete kan kom neerlê. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek weet vir party van ons is dit nou terme wat ons nie verstaan of nie gewoond aan is nie. Iets wat ons nog nie weet nie. Maar jy moet 'n plekkie en 'n tyd maak waar jy alleen met die Here kan wees. En ek wil jou vra. As jy 'n vrou is, vat vir jou boekie saam. Skryf neer. As jy 'n man is, begin dit dadelik aan te spreek. Ek is nie seksisties as ek hierdie goed sien. Vrouens en mans is net verskillend. Jy kan vir 'n man net een ding op 'n slag sê. Jy kan nie vir hom twee goed sê nie, want dan verwar hy. Maar 'n vrou kan jy meer goed sê, maar sy moet dit neerskryf om dit te onthou. Hallo? Ek weet dit klink komies, maar dis die waarheid. Waak. Raak stil voor die Here. Sê vir die Here, Here, ek is hier omdat ek U stem wil hoor. Ek wil in die Gees hierdie goed aanspreek in Jesus naam. Amen. So, ek het nou gekyk op die blaadjie. En ek het gesien, Magdalene het op hierdie blaadjie, het sy vir julle al